Goeiemôre, baie welkom by vanoggend se saamwees. Ek wil jou graag nooi om saam met my so 'n bietjie te dink oor hoe dink ons oor gebed? Is gebed 'n geleentheid waar ek dit wat ek 'n inkopieslys maak van dit wat ek nodig het? Wanneer ek dan ook dit wil bekend maak en sê Here, ek het dit nodig, U moet my nou help. Is dit 'n geleentheid waar ek die Here se arm probeer draai dat dinge in my guns sou val? Nee. Gebed is iets heeltemal anders as dit. Gebed is 'n geleentheid waar ek dan ook dalk opnuut net besef hoe nodig ek God het en eintlik dit bely in my deelname in gebed. Gebed is 'n geleentheid waar ek net opnuut besef dat God betrokke is in my lewe. Dis 'n geleentheid waar ek dalk ook net weer opnuut besef hoe afhanklik ek van sy genade is. Gebed. Ja, die geleentheid wat ek het om my hart voor die Here oop te maak en myself oop te stel en iets van sy liefde te mag ervaar. En dat dit eerder 'n resultaat in my lewe sou bring. Ek dink sommer so aan die brief wat Paulus skryf vir die gemeente daar in Efese. Hy sê, daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy gees uit sy rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Efesiërs 3 vers 14 tot 16. Wat 'n kragtige woorde is dit net nie. Om te bid is eintlik om net weer geestelik, innerlik sterk te word, krag te vind, genade te ervaar, God se betrokkenheid in my lewe raak te sien. Kom ons bid saam. Here, ons Here, vandag kom bid ons saam met die wete, die gedagte, om te weet hoe afhanklik ons van U is. Here, ek kom bely vandag en sê ek het U betrokkenheid in my lewe, sien ek raak en ek weet hoe nodig ek dit het. Here, ek besef ook net dat ek broos is en van U genade afhanklik is. Mag U my hoor wanneer ek bid? Mag U dit wat in my hart leef raak sien? Mag U my gebede hoor? En mag ek iets van U liefde beleef, wanneer ek so stil word en tot U nader. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Mag jy dalk van vandag af jou gesindheid of jou ingesteldheid rondom gebed dalk 'n bietjie verander of uitbou en mag jou stil word en saam bid vir jou 'n totale ander betekenis hê. Mag jy die genade van die Here beleef. Mooi dag vir jou.